Nou ja, hier is 'n baie interessante artikel in Marula Media. Nou wonder 'n mens natuurlik oor Marula Media. Nou my persoonlike opinie is hy neig links as ek die ding so kyk. En is dit mos nou nie 'n offshoot iets van solidariteit nie, aan AfriForum nie, sover my kennis strek nie. Iemand moet my maar reg help. So, ek dog daai ouens staan vir Afrikaners en Afrikaans en so aan, seker nie meer vir blank nie. Deesdae weet mense ook nou nie meer waar staan mense met ou AfriForum en solidariteit. En weet jy wat is interessant? Ek was saam met Kali Kriel en was ek op universiteit. So ons ken mekaar by die naam. Nou hier in Marula Media, Afrikaans is die draer van stories, 8 Mei 2025. En die artikel is geskryf deur Ricardo McKenzie, hy is die Wes-Kaapse minister vir kultuur en sport. En nou moet jy kyk wat se stront, let wel, stront, as jy nie hou van my woord nie, beweeg aan, want dit is wat het is, ek gaan dit iets anders noem nie. Raak ou Ricardo kwyt. Nou gaan dit oor Afrikaans wat 100 jaar oud is. Nou ons staan vandag hier by die kasteel die Goeie Hoop, 'n plek van historiese pyn, maar ook van potensiaal. Dis wat hy skryf, en dit is presies waar die verhaal van Afrikaans begin het. Nie in die kamers van mag nie, maar op die grense daarvan, in die strate van die Bo-Kaap, in die slawehuise van hierdie stad, in die gebeure van moslem gemeenskappe, en in die ritmes van die Khoi en San tale, wat met Nederlands en Maleis vermeng het, daar het Afrikaans begin leef. Dis 'n sotlikheid wat hy kwytraak. En daar's niemand hier wat lyk vir my om gaan reghelp en vir hom sê, boetjie, dit werk eintlik nie so nie, ou moet nou logies dink. Nou ja, as jy verstaan, hierdie slawe wat ingekom het, kom daar van die Indiese-Oseaanse eilande af, so Maleisië, Jakarta, Indonesië, hulle kom van daar af en hulle is ingevoer. Hulle praat nie Nederlands nie, hulle praat nie Vlaams nie, hulle praat nie Duits nie, hulle praat nie Frans nie, hulle praat 'n taal wat daar voorkom en wat eintlik onverstaanbaar is vir ons. Reg. Ek praat nou nie eers van die San en die Khoi San wat hier rondgeloop het nie. So hulle praat tale wat geen verband het met Europese tale nie. Nou wil hierdie ou vir ons kom verduidelik dat Afrikaans by die slawe ontstaan. Dit is eintlik 'n slawetaal. Sy grootste klomp stront, man. Iemand moet hom net reghelp. As Afrikaans hier ontstaan het, uit Khoisan en Maleisies en Indonesiërs en 'n druppeltjie Nederlands en so aan, dan sou hulle definitief nie dan in Europa Afrikaans kon verstaan nie. Vat dit van my. So, Vlaams wat geweldig naby is aan Afrikaans, plat Duits wat baie naby is aan Afrikaans, Nederlands wat ek en jy kan verstaan, en hulle verstaan ons, sou mos nooit hierdie ooreenkoms met Afrikaans het nie. Is Afrikaans meer Maleis en Indonesies en Jakartas as wat dit Nederlands is? As wat dit Vlaams is? As wat dit Duits is? Sê 'n bietjie vir my, ek wil graag weet, hoe is dit dan nou moontlik? Mense Afrikaans kom van hierdie aantal Europeërs af, wat saamkom uit Europa uit, en hulle tale stem ooreen. Selfs die Franse hugenote was nie noodwendig totaal Frans nie. Daardie area wat Franse hugenote is, was juis Frans, omdat hulle deel van die Franse ingepalm is tydens 'n oorlog. So hulle kom daar van Friesland af, van Nederland af, voordat Nederland nou nog daar was, regtig, van die Friese af, Germane. Dis hoekom hulle Franse hugenote was, hulle was protestants en nie katholiek nie, want die hele Frankryk was katholiek. Hoe is dit dan nou moontlik, dat jy een groepie ouens het wat protestant is? Dis as gevolg van, hulle is eintlik 'n ander landse mense, wat deel geword het van Frankryk weens oorlog. So hierdie klomp mense, hierdie Europeërs, hierdie blankes, het 'n taal wat baie dieselfde is. Hulle kom hier aan in Suid-Afrika, en onder hulle, omdat die taal so baie is, dieselfde is, ontstaan daar 'n taal wat elemente het van Nederlands, bietjie van Frans, Vlaams en Duits. Die hoeveelheid woorde in Afrikaans wat ooreenstem met Maleis
of Khoisan of so, is iets wat ons die kinders leer en nogal op skool. Soos die woordjie Sambok, dit kom van daai slawe nasies af, Bladjang kom van daai nasies af. Maar die woorde wat van daardie nasies afkom is so min, ons kan 'n lys daarvan maak in Afrikaans, en dit miskien op 'n bladsy of 2 bladsye neersit. So hoe op dese aarde ontstaan 'n taal tussen slawe wat moslim is, punt nommer 1, wat van Indiese Oseaan eilande afkom, 'n taal praat wat nie naaste by verwant is aan enige Europese taal nie, maar by hulle ontstaan Afrikaans, en dit ontstaan so nice, en so oulik, en so goed, dat die ouens in Europa ons kan verstaan. Dis 'n sotlikheid, man. Dit is om Afrikaans af te breek. En is eintlik om die hele blanke identiteit af te breek. Is om vir die blanke te sê, hoor julle is eintlik ook basters, want dit is mos nou wat daar deesdae gesê word, en is genoeg wit sotte wat hulle gaan glo. Of die ander een is, ag, julle taal is nie eens julle eie nie, dit het daar by die slawe ontstaan. Sies tog. Is 'n klomp twak. Is 'n absolute klomp twak. En soos die een wat ek gesien het, die was so 'n videoetjie op TikTok, van die breinvrou wat vir ons wil verduidelik dat die slawe moeders was die moeders van die Afrikaner volk. Dit is ook 'n absolute sotlikheid. Iemand moet net bietjie my video vir haar stuur. Dis 'n absolute sotlikheid, man. Hoe sal, en luister mooi, hoe sal moslim slawe moeders, wat nie 'n woord Nederlands, Duits, Frans of Vlaams verstaan nie, wat moslim is, Islam, kindertjies nou protestant groot maak met 'n Afrikaanse taal, eintlik met Nederlands, onthou, daai tyd was die Bybel nog in Nederlands. Jy weet die hoeveelheid leuns wat vertel word, en dan 'n plek soos Marula Media, wat hierdie klomp stront publiseer, en dan moet ons dit opvreet vir soetkoek. Dat jy wonder, waar staan jy met solidariteit en AfriForum? Ja, maar ek dink ons gaan solidariteit en AfriForum sien in die nuwe Doringbos regering, nadat die buitelanders van hierdie regering ontslaag geraak het. Hulle gaan die ANC lig met 'n bloedige revolusie in die Doringbos in plek sit, en ek is amper seker, ons gaan vir solidariteit in AfriForum plekkie sien daar in die Doringbos regering. So dan gaan ons soms weet waar ons met hulle staan, dan het hulle rug gedraai op die boerevolk. Maar om hierdie tipe goed vir 'n ou te gaan loop en verkondig op hulle Marula Media, whatever, fondasie, platform, wys jou waar jy met hulle staan. Nou ja, volk wees wakker, want ons vyande praat ook Afrikaans. Oppas, van hulle lyk soos ons, dan is hy jou vyand.